Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Sondag 2 November, verbreeking van die verbond. Kom ons bid saam. Liewe Vader, wees asseblief met ons waar ons hierdie studie gaan bestudeer. Liewe Heer, laat ons u wil hieruit mag leer. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Josua 7. Wat was die twee hoofoorsake vir Israel se nederlaag teen die inwoners van Ai? Ons lees Josua 7. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want Achan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toorn van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Daarop het Josua manne van Jericho afgestuur na Ai, wat by Bet-Aven lê, oostelik van Bet-El, en hy het met hulle gespreek en gesê, trek op en verken die land, en die manne het opgetrek en Ai verken. Toe hulle by Josua terugkom, het hulle vir hom gesê, al die manskappe hoef nie op te trek nie, omtrent 2000 man of omtrent 3000 kan optrek, en hulle sal Ai verslaan. Moenie al die manskappe met 'n tog daarheen vermoei nie, want hulle is daar maar min. So het daar dan van die manskappe omtrent 3000 man daarna toe opgetrek, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan en hulle agtervolg van die poort af tot by Sebarim en hulle verslaan op die afdraand. En die volk se hart het versmelt en soos water geword. Toe het Josua sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here, tot die aand toe. Hy en die oudstes van Israel, en hulle het stof op hulle hoofde gegooi. En Josua het gesê, ag Here, Here, waarom het u hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek, om ons oor te gee in die hand van die Amorite, sodat hulle ons kan vernietig? Het ons tog maar besluit om oorkant die Jordaan te bly. Ag Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het? En as die Kanaaniete en al die inwoners van die land dit hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Wat sal u dan vir u grote naam doen? Toe sê die Here aan Josua, staan op, waarom tog lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbonde oortree wat ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed en ook gesteel en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie. Hulle sal al vyande die rug gee, omdat hulle self 'n ban geword het. Ek sal nie meer met julle wees tensy julle die ban onder julle uitverdelg nie. Staan op, heilig die volk en sê, heilig julle self teen die môre, want so sê die Here, die God van Israel, daar is 'n ban in jou midde, Israel. Jy sal nie kan standhou voor jou vyande, totdat julle die ban onder julle uit verwyder het nie. Kom dan môre vroeg aan volgens julle stamme, en die stam wat die Here deur die lot aanwys, moet aankom volgens die geslagte, en die geslag wat die Here aanwys, moet aankom volgens die huisgesinne, en die huisgesin wat die Here aanwys, moet aankom man vir man. En hy wat in besit van die bangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word. Hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Here oortree en die skandaad in Israel begaan het. En Josua het vroeg in die môre klaargemaak en Israel laat aankom volgens sy stamme, en die stam van Juda is aangewys. Toe hy die geslagte van Juda laat aankom, het die lot die geslag van die Sargiete aangewys. Toe hy die geslag van die Sargiete laat aankom, man vir man, is Sabdi aangewys. Toe hy sy huisgesin man vir man laat aankom, is Achan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam Juda aangewys. Toe sê Josua vir Achan,
My seun, maak tog die Here, die God van Israel, heerlik en gee hom die eer en gee my tog te kenne wat jy gedoen het. Steek dit nie vir my weg nie. Toe het Achan Josua geantwoord en gesê, waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen. Ek het naamlik een mooi mantel uit Siniar by die bytgoed gesien en 200 sikkel silwer en een goudstaaf van 50 sikkels in gewig, en ek het dit begeer en dit geneem. En kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne in my tent, en die silwer daaronder. Toe Josua die boodskapper stuur en hulle na die tent loop, lê dit daar begrawe in sy tent, en die silwer daaronder. En hulle het dit uit die tent uitgehaal en dit na Josua en al die kinders van Israel gebring en dit voor die aangesig van die Here uitgeskit. Daarop het Josua en die hele Israel met hom saam Achan, die seun van Serach, geneem met die silwer en die mantel en die goudstaaf en sy seuns en sy dogters en sy beeste en sy esels en sy kleinvee en sy tent en alles wat aan hom behoort het. En hulle het hom na die dal Agor gebring. En Josua het gesê, hoe het jy ons in die ongeluk gestort? Die Here sal jou vandag in die ongeluk stort. Daarop het die hele Israel hom gestenig en hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. En hulle het 'n groot hoop klippe op hom gestapel wat tot vandag toe daar is. Toe het die Here hom afgewend van die gloed van sy toorn. Daarom noem hulle daardie plek Dal Agor tot vandag toe. Josua 7. Interessant genoeg weet die leser uit die staanspoor waarom Jahweh ontstoke was. Ons weet ook reeds wie die oortreder is. Die spanning in die verhaal waarin Achan se oortreding blootgelê word, lê eintlik in die spanning tussen ons perspektief en die van Josua en die Israeliete. Soos baie Ou Testamentiese hoofstukke het Josua 7 'n oorkruisende struktuur. Bybelkenners noem dit 'n chiasme, die middelsegment wat die hoogtepunt in die vertelling vorm, beantwoord die vraag oor waarom die Israeliete nie in staat was om Ai met die eerste aanslag te verower nie. Die rede vir hierdie neerlaag teen Ai is hoofsaaklik tweeledig. Achan se sonde en die feit dat die volk op hul eie krag staat gemaak het. Laasgenoemde spruit uit die versuim om voor die aanval op Ai en die gevolglike onderskatting van die vyand eers na die wil van die Here te vra. Let op Josua 7 vers 1 as ook verse 11 tot 13. Ons lees Josua 7 vers 1 sowel as vers 11 tot 13. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want Achan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toorn van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed en ook gesteel, en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie. Hulle sal hul vyande die rug gee, omdat hulle self 'n ban geword het. Ek sal nie meer met julle wees, tensy julle die ban onder julle uitverdelg nie. Staan op, heilig die volk en sê, heilig julle self teen die môre, want so sê die Here, die God van Israel. Daar is 'n ban in jou midde, Israel. Jy sal nie kan standhou voor jou vyande, totdat julle die ban onder julle uit verwyder het nie. Josua 7 vers 1, sowel as vers 11 tot 13. Hoewel 'n enkele persoon, Achan, verraderlik opgetree het deur bangoed te neem en dit weg te steek, sien mense hier dat die hele volk daaroor skuldig gehou en gestraf word. Let op hoe die Here Achan se sonde beskryf. Die erns daarvan word stapsgewys uitgelig met die opeenhopende gebruik van die Hebreëse term gam in vers 11. Die Afrikaanse vertalings gebruik byvoorbeeld bywoorde soos asook en boonop in Afrikaans 2020 vertaling. Hierdie vers begin met die mees algemene term vir sonde. Hata, het gesondig.
Dan word die oortredingsdaad met behulp van 'n verdere 5 sondes toegelig, telkens ingelei met die term gam. Eerstens, en hulle het oortree, abro. Tweedens, en hulle het gevat, lakkie, van die bangoed, haherem. Derdens, en hulle het gesteel, ganbo. Vierdens, en hulle het daaroor gelieg, kihasu. En vyfde, die herem, die hulle het boonop by hulle goed gevoeg, samu. Die verbond tussen Yahweh en Israel het dus die mense gelyktydig op 'n individuele en groepvlak geraak. Vanuit die verbondsperspektief behandel die Here sy volk Israel as 'n onskeibare geheel. Die sonde wat 'n enkele lid of selfs 'n aantal lede pleeg, maak dus die hele verbondsgemeenskap skuldig. Soos die Here dit stel in Josua 7 vers 11 Afrikaans 2020 vertaling, Israel het gesondig. Hulle het my verbond wat ek hulle beveel het, oortree. Josua 7 vers 11 Afrikaans 2020 vertaling. Op watter maniere kan 'n hele gemeenskap as gevolg van 'n enkel lid se wandade ly? Weet jy van sulke gevalle uit die verre of naby verlede? Hoe is die betrokke gemeenskap daardeur geraak?